Goeiemiddag Suid-Afrika. Dis nou die 12de Maart en is 1500 daar by julle. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV, regstreeks hier van Nashville af. En 'n update vir vandag oor die Iran-oorlog. Nou die laaste 24 uur het baie dinge gebeur. Meestal sien ons hoe die Iraniërs nou baie desperaat raak en begin nou alle olieplekke wat hulle kan bykom aanval om aan die brand te steek in die hoop om die olieprys op te dryf. Maar presies dieselfde wat Saddam Hussein gedoen het met die Eerste Golfoorlog, toe hy nou sien hy is besig om ernstig militêr te verloor en hy gaan nou beheer oor sy land verloor, toe gaan steek hy mos al sy oliebore in die brand. Jy is vir dieselfde doel. So dit kan ons nou baie duidelik sien. Gisternag oornag het Iran oliebote af die kus van Irak aangeval, nie is daar by die Strait of Hormuz nie. En daar is 'n paar olie tankers daar af die kus van Irak wat aan die brand is nou, die crews het uitgekom en hulle is ingered en hulle is daar op die kant nou, maar hulle val nou fisies enige ding aan met olie. Daar is ook gister groot olieaanleg of oliestoorplek in Oman deur Iranse drones aangeval en het deurgekom met getref, so daai een brand nog steeds. So kan ons sien, probeer Iran nou die olieprys opdryf. Maar ongelukkig vir hulle het 32 nasies bymekaar gekom, olie-producing nasies, en hulle het almal hulle strategic olie reserves vrygestel in Suid-Amerika om seker te maak die prys van olie bly onder beheer en wat die bevolking van allerlei bevolkinggroepe sal help dat die prys van olie en die prys van petrol dan nie heeltemal baie duur gaan raak nie. Hierdie gaan ongelukkig nog 'n paar weke aanhou, die hoë petrolprys op die oomblik, maar nou oor 'n paar weke sal ons sien die olieprys kom weer af soos olie weer vrygestel is en dan sal die petrolpryse afkom, of kom ek so sê, dan behoort die petrolpryse weer af te kom. Ek weet van plekke wat sekere lande sal nou dit uitbuit, sekere plekke se regerings, insluitend in Suid-Afrika, se regering sal die feit dat die olieprys hoog was en weer afgekom het uitbuit en nie dieselfde persentasie afbring as wat dit was voor die oorlog nie. So, hulle gaan definitief geld skor daar uit. Ongelukkig is dit nou maar 'n deel van party regerings se skelmstreke. So sien ons gister oor die nag gister het meer as 100 rockets en drones ingekom van Hezbollah af. Hezbollah het 'n gelyktydige aanval saam met Israel gedoen, saam met Iran op Israel gedoen. Hulle het meer as 100 rockets en drones ingeskiet uit suide van Libanon uit. En daarna het Israel met 'n groot aanslag teruggeslaan. So daai tipe van ding gaan nog steeds gereeld gebeur. Hezbollah is nog nie uitgehaal soos Hamas uitgehaal was in Gaza nie. En ek vermoed dat na die oorlog gaan Israel aangaan om Hezbollah ook te neutraliseer soos hulle Hamas gaan neutraliseer het. So daar het van die missiele deurgekom, van die rockets en die drones, en daar is skade op die grond in Israel en 'n paar Israelies is gewond. Daar is nie iemand gerapporteer dood onder die aanval nie, maar daar is mense wat gewond is. So Iran se small navy, en Iran het 2 of 3 vlakke van navy. Die hoof navy is heel eerste uitgehaal, lankal uitgehaal. Die tweede navy is redelik ver, maar die small navy, dis klein bote wat hulle gebruik om myne te lê en klein bote wat hulle ry wat rockets kan skiet. Dis hulle wat daai bote van daai olietankers in die Irak grens, waarvan Irak kus, gaan uitskiet het. So word nou gefokus tot om hulle ook heeltemal te neutraliseer. Dat ek net sien, Qatar het gisterand 'n paar inkomende ballistiese missiele van Iran afgeskiet. Soos kan sien, Iran skiet nog steeds op siviele teikens, op sy Arabiese bure, en hierdie manne begin nou saam staan. Ek gaan nie verbaas wees as van hierdie lande hulle self wip en begin ook direk offensief raak teen Iran nie. Want hulle doen nog net defensief die hele tyd en hulle los die offensief vir Amerika en Israel, maar jy kan tot op 'n punt so gedruk word, tot jy nou jou wip en man begin terugslaan. So die eenheid van die IRGC, daar's 'n eenheid van die IRGC, 'n polisie eenheid,
gewone drag polisie eenheid wat tussen die populasie beweeg. Daai ouens wat altyd gaan kyk, die vroumense hulle klere reg dra of hulle arresteer. Hulle is nou besig om enige iemand wat met fone by hulle het te arresteer of te gryp en party van hulle word doodgemaak. As hulle sien op hulle fone is daar enigiets wat negatief teen die Iran regering is, dan word hulle gearresteer en partykeer swaar gestraf en partykeer doodgemaak. So, dis ongelukkig nog die beheer wat die oorblywende Iran regime het oor hulle populasie. En die laaste ding wat ek wil noem vandag, president Trump het baie duidelik gestel, ons gaan die oorlog nie stop voor ons tevrede is dat die vermoë van Iran om oorlog te maak heeltemal geneutraliseer is nie. Met ander woorde, daar is nie meer plekke wat weer kan missiele bou, ballistiek missiele en drones bou nie. Dis die laaste goed wat op die oomblik nog gejaag word. Die groot weermag is lankal uitgehaal. Dis nou net die fabrieke en goed wat nog missiele kan bou en drones kan bou en dan ook die ander plekke waar nog drones en missiele onder in bankers weggesteek is, al tot hulle nie geneutraliseer is nie. So dis dan die nuus vandag die 12de Maart. Ek is Morney Botha, die korrespondent vir Koppel TV, regstreeks hier uit Nashville uit. Geniet die dag verder.